Reg, is jy gereed? Ons gaan vandag op 'n blitsvinnige toer deur Afrika, maar nie sommer enige toer nie. Nee, ons gaan die absolute reuse van die kontinent verken, van die hoogste berge tot die diepste riviere. So kom ons spring sommer dadelik weg. So, die eerste vraag is dalk, wat maak Afrika nou eintlik so dramaties en uniek? Die antwoord, my vriend, lê in sy ongelooflike landskap. Dis 'n wêreld van uiterstes en dis presies wat ons vandag saam gaan ontdek. En ons gids vir hierdie hele avontuur? 'n eenvoudige fisiese kaart. Dink hieraan as ons skatkaart. Dit gaan ons wys presies waar die reuse van Afrika wegkruip. Goed, ons begin ons reis heel bo, letterlik op die dak van die kontinent. Hier gaan ons die berge ontmoet wat so hoog is hulle krap aan die hemelruim. Goed, ons almal weet wat 'n berg is, né? Daai massiewe stuk aarde wat bo alles uittroon, met 'n piek wat lyk asof dit die wolke kan aanraak. Wel, Afrika se berge, hulle vat daardie idee en maak dit nog groter. Kyk bietjie na hierdie syfer, 5895 meter. Dis amper 6 kilometer, reguit op. Dit, dames en here, is die hoogte van Afrika se onbetwiste koning, Berg Kilimanjaro in Tanzanië. En dis hier waar dit regtig interessant raak. Kilimanjaro lê so te sê op die ewenaar, een van die warmste plekke op aarde. So, hoe is dit enigstens moontlik dat daar sneeu is? Wel, hy is so hoog dat hy sy eie weer maak. Die piek is permanent gehul in sneeu en ys. Dis nou 'n ongelooflike paradoks, né? En Kilimanjaro is nie alleen in hierdie klip nie. Net langsaan staan Berg Kenia, die tweede hoogste in Afrika. So dink net aan daardie prentjie, twee massiewe sneeubedekte reuse wat wag hou oor die warm, uitgestrekte vlaktes van Oos-Afrika. Asemberowend. Goed, van die koue, hoë pieke, kom ons daal nou af na die lewensare van die kontinent. Ons gaan nou kyk na die mere en die riviere, die waterweë wat lewe bring na elke uithoek van Afrika. In Oos-Afrika kry ons hierdie 3 waterreuse, die Victoria, Tanganyika en Malawi meer. Maar hierdie is nie sommer net groot poele water nie, nee. Hulle is die bron van lewe vir miljoene mense, vir drinkwater, vir boerdery. Hulle is absoluut noodsaaklik. En uit een van hierdie mere, wel, dis waar 'n absolute legende gebore word. Die beginpunt van die langste rivier, nie net in Afrika nie, maar op die hele planeet. 6670 kilometer. Dis hoe ver die Nylrivier strek. Om jou 'n idee te gee, dis soos om van Kaapstad tot in Kaïro te ry en dan nog so halfpad terug te kom. Dis 'n ondenkbare afstand. En watter reis is dit nie? Die Nyl begin by die Victoria Meer en dan sny hy reguit noord, dwars deur die snikhete droë Sahara-woestyn. Dis letterlik 'n groen streep van lewe in 'n see van sand en dit alles eindig uiteindelik in die Middellandse See. Maar die Nyl is nie die enigste waterkoning nie. In Sentraal-Afrika is daar die magtige Kongo-rivier. Die Nyl is dalk die langste, maar die Kongo is die diepste rivier in die wêreld. Party plekke is dit oor die 200 meter diep. Dis so diep, die sonlig kan nie eers die bodem bereik nie. Nou ja, van die oorvloed van water skuif ons nou na die totale teenoorgestelde. Ons gaan die groot droogtes van Afrika verken, die plekke waar die landskap net uit sand en klip bestaan, so ver as wat die oog kan sien. So, wat is 'n woestyn nou eintlik? Dis baie meer as net sand. Dis 'n plek van uiterstes, 'n plek wat so droog en warm is dat die natuur tot sy absolute limiet gedruk word. En as jy dink aan woestyn, is daar een naam wat dadelik by jou opkom, né? Die Sahara. En met goeie rede. Dis nie net Afrika se grootste nie, dis die grootste warm woestyn op die hele planeet. So groot soos die VSA. Maar grootte is nie al wat tel nie. Die Sahara is dalk die reus in terme van oppervlakte, 'n eindelose wêreld van rots en gruis. Maar hier in die suide van Afrika lê die Namib-woestyn. En die Namib is beroemd vir iets heeltemal anders, die wêreld se hoogste sandduine wat op 'n dramatiese manier teen die koue Atlantiese Oseaan eindig. 388 meter. Dit is hoe hoog een van die Namib se duine, duin 7 is. Dit is hoër as die Eiffeltoring.
Kan jy jouself indink om voor so 'n berg van sand te staan? Dis verstommend. Vir ons laaste stop bring ons nou twee van Afrika se reuse bymekaar, die krag van sy riviere en die drama van sy landskappe. Ons is op pad na die donderende waterwonders, die watervalle. Die resep is eintlik baie eenvoudig, maar die resultaat is een van die natuur se heel beste vertonings. Jy vat 'n rivier, jy laat hom by die rand van 'n krans kom en dan stort die water met 'n oorverdowende geraas af. Voordat ons eers by die feite kom, luister net na die plaaslike naam vir die Victoria waterval, Mosi Oa Tunya. Dit beteken die rook wat donder. Daardie naam alleen vertel jou presies wat om te verwag, die oorverdowende klank en die mis wat soos rook honderde meters die lug en styg. En hier is hoekom daai naam so perfek is. Die magtige Zambese rivier, meer as 'n kilometer wyd, stort hier oor 'n krans wat 100 meter diep is. Die pure, ongetemde krag is iets ongeloofliks en dis geen wonder dat dit een van die 7 natuurlike wonders van die wêreld is nie. En dit, op die ou end, is die storie van Afrika, van die ysige pieke van Kilimanjaro tot die donderende water van die Victoria waterval, van die lewensgewende Nyl tot die brandende sand van die Sahara. Dis 'n kontinent wat deur sy asemrowende uiterstes gedefinieer word. En dit bring ons aan die einde van ons toer. So, ek los jou met hierdie vraag. Nou dat jy hierdie reuse gesien het, as jy een enkele plek op hierdie kaart kon kies om môre te besoek, waarheen sou jy gaan? Dink 'n bietjie daaroor. Dankie dat jy saamgekom het.